Die woord van die Here spreek vanoggend tot ons uit 'n hele paar teksgedeeltes. En kom ons begin by Johannes hoofstuk 5 en net een vers 24. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die doodheid na die lewe oorgegaan. Johannes 11 vers 24 en 25. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Dan blaai ons na Paulus se briewe toe. Filippense 1 vers 21. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Dan blaai ons na Kolossense hoofstuk 3, Kolossense hoofstuk 3 van vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 16. Hy, dis God, hy alleen besit onsterflikheid. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in die ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe die eer en die ewige mag. Amen. En dan ons laaste gedeelte uit die Ou Testament, Esegiel hoofstuk 18, vers 4. Al die mense behoort aan my, vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat sondig wat sal sterf. Die van u wat uit die 1933 vertaling lees, sal sien wat daar staan is, dit is die siel wat sondig wat sterf. Die woordjie is in die 83 vertaling vertaal met mens, maar oorspronklik in die Hebreëus is die woordjie nefesh en dit dui eintlik op siel. So as ons na die Hebreëus toe gaan, staan hier eintlik, dit is die siel wat sondig wat sterf. Die woord van God vir die kinders van God. Liewe gemeente, ons gaan vanoggend praat oor 'n baie belangrike saak. 'n Saak waaroor ons baie keer wonder en waaroor ons baie keer nie duidelikheid het nie. En ek hoop dat ons in ons gesprek vanoggend meer duidelikheid sal bring. Die lewe na die dood. Hoe moet ons oor die lewe na die dood dink? Het 'n mens 'n onsterflike siel? Gaan 'n mens wanneer jy doodgaan, na 'n tussenstadium toe, waar jy wag vir die wederkoms, en dan eers ontvang jy die volheid van God se verlossing. Dis onder andere vrae wat ons vanoggend gaan aanspreek.
Nou tradisioneel, as ons dink oor die lewe na die dood, sal baie mense sê, jou waarskynlik u ook, as jy doodgaan, gaan jou liggaam dood, jou liggaam sterf, en hy word begrawe, maar jou siel lewe nog voort. En wat gebeur dan? Daar's verskillende interpretasies. Party mense sê, jou siel gaan na 'n wagkamer toe, tot die wederkoms, en dan ontvang jy die volheid van God se verlossing. Daar's party mense wat sê, jou siel gaan in 'n slaap, 'n sogenaamde sieleslaap, tot die wederkoms, en dan ontvang jy God se totale verlossing. Party mense wat sê, jou siel gaan onmiddellik na Christus toe in die hemel, en daar wag jy vir die wederkoms. Dis paar interpretasies oor die lewe na die dood. Jy sien, dis 'n moeilike onderwerp hierdie, waaroor daar verskillende gedagtes bestaan. As die Bybel oor hierdie saak praat, veral die Nuwe Testament dan, word die saak van die siel nie na vore gebring nie. As die Bybel oor die siel praat, dan sê die Bybel vir ons, die mens is 'n eenheid wese, met 'n siel, liggaam en 'n gees. 'n Mens se liggaam dui op die uiterlike deel van jou totale mens. En jou siel dui op jou totale menswees hier op aarde. Mens se siel is nie 'n deeltjie van jou nie. Dit dui op die totale menswees van jou hier op aarde, jou konkrete menswees. En die Bybel sê vir ons, as jy doodgaan, gaan jy dood na siel, liggaam en gees. Jou siel sterwe ook. Daar's niks in jou natuurlike menswees wat oorbly na jou dood nie. Maar wat sê die Bybel vir ons oor die lewe na die dood? As die Bybel oor die lewe na die dood praat, word die saak nie in terme van jou siel behandel nie, maar in terme van die ewige lewe. Die ewige lewe is 'n geskenk wat God vir ons wil gee. Wanneer ons die ewige lewe ontvang ons 'n nuwe bestaanswyse hier op aarde. Johannes sê ons gaan oor van die dood na die lewe toe. Ons was eers geestelik dood en die Heilige Gees maak ons nuut. Ons kry 'n nuwe bestaanswyse en dit word vir ons moontlik om geestelike dinge te verstaan. Met die wedergeboorte vind daar iets radikaals plaas in jou. Jy word 'n nuwe mens. En die Bybel sê vir ons, die ewige lewe is nie iets wat eers wag vir die toekoms nie. Jy ontvang hierdie geskenk van God, die ewige lewe, die dag wanneer jy Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aanvaar. Dan ontvang jy die ewige lewe van God af. As die Bybel praat oor die ewige lewe, sê die Bybel dat ons alreeds iets van die ewige lewe hier en nou in ons lewens kan ervaar. Ons kan weet dat die Here ons sonde vergewe het. Ons kan weet dat die Heilige Gees in ons lewe kom bly het en dat hy besig is om ons lewe te verander, om ons lewe meer soos Christus te maak. Ons kan nou alreeds, as ons saamkom om die Here te aanbid, iets van die grootheid van die Here ervaar. Maar, sê die Bybel, alhoewel ons die ewige lewe alreeds in hierdie lewe ervaar en belewe ten dele, is dit nie volkome nie. Want ons het nog 'n sterflike liggaam. Ons liggaam word nog siek, ons liggaam gaan dood. En ons bly op 'n sonde stikkend gemaakte wêreld.
In hierdie wêreld het ons te doen met pyn en hartseer en daarom ervaar ons God se verlossing nie ten volle nie. Maar sê die Bybel vir ons, daar wag vir ons iets wonderliks. Met Christus se tweede koms na die aarde gaan ons die volheid van God se verlossing ervaar. Gaan ons ervaar wat God eintlik wil hê ons moet ervaar, die volheid van sy verlossing. En wat is die klimaks van die volheid van God se verlossing? Dat ons vir ewig en altyd in die teenwoordigheid van die Here sal wees. Dat ons sy liefde en sy teenwoordigheid op 'n besondere manier sal ervaar en sal belewe. As die Bybel praat oor die lewe na die dood in terme van die ewige lewe, sê die Bybel vir ons, nou wat gebeur met jou as jy die dag te sterwe kom? Die Bybel sê, as jy die ewige lewe van God ontvang het, lewe jy, al het jy ook gesterwe. Jou aardse bestaan lê in die graf, maar die hemelse lewe wat jy van God ontvang het deur die wedergeboorte, bly voortbestaan. En op 'n ander manier lewe jy nog voort, as gevolg van die geskenk van die ewige lewe wat die Here aan jou gegee het. So wat gebeur met ons as ons te sterwe kom? Ons word gestroop van ons aardsheid, ons nietigheid en ons word sondigheid en ons word bekleë met God sy heerlikheid en sy volkomendheid. En nou is die vraag, wat gebeur met 'n mens onmiddellik wanneer jy tot sterwe kom? Wat gebeur met jou die oomblik wanneer jy tot sterwe kom? En hier moet ek nou twee begrippe aan u verduidelik, wat verskriklik belangrik is. As ons nie hierdie begrippe verstaan nie, dan is dit nogal moeilik om die lewe na die dood te verstaan. Die twee begrippe is tyd en ewigheid. Ons is aardse mense. Ons lewe in die tyd. Ons het 'n begin, 'n middel en 'n einde. 'n hede, verlede en 'n toekoms. 'n geboorte, 'n lewe en 'n einde. Daar's 'n periode vandat ek gebore word tot ek sterwe. Dit vind so plaas in fases. Maar God is ewig. En wat beteken dit? Dit beteken God het nie 'n begin en 'n einde nie. Vir God is alles gelyk. Dieselfde oomblik wat ek gebore is vir hom die oomblik wanneer ek Christus as my verlosser en saligmaker aanvaar en wanneer ek tot sterwe kom. Daar is nie vir hom 'n tydverskil nie. Alles vind gelyk plaas. Kom ek verduidelik dit met 'n voorbeeld. Julle ouer mense sal onthou, hier was op 'n tyd toe dit nog goed gegaan het met die suiwelbedryf, 'n groot fees vir die suiwelboere en hulle het 'n optog in die strate gehou. En probeer jouself indink wat gebeur. Jy staan in die straat op die sypaadjie en hier kom die optog verby. Heel eerste sien jy die drompoppies. En as hulle verby is, dan is dit verlede. Jy sien hulle nie meer nie. En dan kom die orkes. Jy's in die hede en jy belewe die orkes. En as hulle verby is hulle verlede. En dan kom die optog, al die suurwaans. En dan ervaar jy hulle in die hede en dan is hulle verby. Het jy 'n gedagte? Ons lewe in tyd. Daar's 'n verlede, hede en 'n toekoms.
Ons wag vir die toekoms. Ons wag vir dinge wat moet gebeur. En as ons terugkyk, is die verlede agter ons. Dis hoe ons opereer in die wêreld. Maar God is ewig. As ons 'n beeld kan gebruik, is God soos 'n man in 'n helikopter wat bokant hierdie optog beweeg. Hy sien in een oomblik alles. Hy sien die drompoppies, hy sien die orkes, hy sien die stuurwaans gelyk. Vir God wat in die ewigheid is daar net een punt en dis nou. Wat gebeur wanneer ons te sterwe kom? As ons te sterwe kom, beweeg ons in 'n ander wêreld in. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit moet onthou. Ons beweeg in 'n ander wêreld in, die wêreld van die ewigheid. Nou, as my ma te sterwe kom, dan sien ek dit so. Ek lewe in die tyd. My ma het gesterwe, sy is by Christus, maar sy wag vir die wederkoms, sy wag vir die opstanding van die vlees, sy wag vir die nuwe hemel en die nuwe aarde wat gaan kom. Daar's nog 'n ding wat moet gebeur met my ma wat te sterwe gekom het. Dis soos ek het belewe in die tyd. Maar my ma wat te sterwe gekom het, het beweeg na die ewigheid toe. Vir haar is alles nou. En dit beteken, die oomblik dat sy tot gesterwe gekom het, het die wederkoms vir haar aangebreek. Daar's nie in die ewigheid 'n verlede, hede en die toekoms nie. Alles is nou. Die wederkoms het onmiddellik vir haar aangebreek. Sy het onmiddellik die opstanding van die vlees ervaar. Sy het onmiddellik 'n nuwe verheerlikte liggaam ontvang. Sy ervaar hierdie vreugde onmiddellik op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Sy wag nie vir iets nie, sy ontvang die Here se volheid onmiddellik. As ons na die Bybel toe gaan, ervaar 'n mens onmiddellik die volheid van God se verlossing onmiddellik na jou dood. Daar's nie eers 'n tussenfase nie. Nou kan jy vir my sê, maar wat van die gelykenis van Lazarus en die ryk man? Jy het klaar die antwoord gegee. Dis 'n gelykenis. Dis 'n storie wat Jesus vertel. En die doel van hierdie storie is nie om vir ons te sê wat na die lewe na die dood gaan gebeur nie. Die doel van hierdie storie is om vir ons te sê dat jou lewe hier op aarde implikasies het vir jou eindbestemming. Die ryk man het nie gelewe soos iemand met 'n toekomsverwagting nie. Hy het gelewe net vir nou. En Jesus wil deur daardie gelykenis vir ons sê dat ons in hierdie lewe moet reg lewe sodat ons 'n ewige toekoms sal hê. Nou kom dit by die vraag: as ons die ewige lewe ontvang het van die Here, watter implikasies het dit vir ons lewe hier en nou? Ek het my lewe aan die Here Jesus oorgegee. Ek is seker dat ek sy kind is. Ek is seker dat hy my sonde vergewe het. Ek is seker dat sy Gees in my kom bly het. Watter implikasies het dit vir my lewe hier en nou? Die eerste ding wat dit impliseer is dat as ek 'n kind van God is, wat die wedergeboorte van God ontvang het, moet ek 'n dankbare mens wees. Want God het vir my die grootste gawe gegee wat daar kan wees, die gawe van die ewige lewe. En ek hoef nie bang te wees vir die dood nie. Aan die ander kant moet ek onthou dat die lewe hier op aarde maar min dae het. Dis maar kort. En daarom moet ek elke oomblik in hierdie wêreld reg gebruik. Dis wat Paulus vir ons sê in Romeine 14. Hy sê mense,
julle wat God se kinders is, julle wat die ewige lewe van God ontvang het, lewe tot eer van die Here en sterwe tot eer van die Here. Wat beteken dit om te lewe tot eer van die Here? Dit beteken dat ek wat die ewige lewe van God ontvang het, moet onthou dat ek 'n burger is van eintlik 2 wêrelde. Ek is 'n burger van hierdie wêreld, maar ek is ook 'n burger van die koninkryk van God. En ek moet elke dag rekening hou dat ek 'n burger is van God se koninkryk. En dat die reëls van die koninkryk van God my lewe hier op aarde moet bepaal. Dat ek elke dag sal lewe soos iemand wat 'n burger is van God se koninkryk. Konkreet gesê beteken dit dat wanneer ek by mense kom, dan moet ek nie meer mense volgens aardse dinge beoordeel, volgens hulle geld, volgens die mag wat hulle het, volgens die voorkoms wat hulle het, volgens die status wat hulle het nie. Maar moet ek mense beoordeel in terme van die feit dat die Here God hulle gemaak het, dat die Here God hulle liefhet, dat Jesus Christus vir hulle gesterf het, dat die Heilige Gees in hulle lewens miskien bly, of dat die Heilige Gees in hulle lewens werk. As ek die gawe van die ewige lewe ontvang het, moet ek lewe tot eer van die Here. Maar, sê Paulus, moet ek ook sterwe tot eer van die Here. En wat beteken dit? Dit beteken dat my lewe aan die Here oorgegee sal wees. Dat ek nie moet bang wees om eendag dood te gaan nie. En wanneer ek baie siek word, moet die grootste gebed wees wat ek bid, Here, laat U wil in my lewe geskied. Ek gee my lewe oor aan U. As ek wil sterwe tot eer van die Here, beteken dit dat ek nooit sal ophou om die Here te loof en te eer nie. Selfs al is ek baie siek, moet ek nog voortgaan om te vertel dat die Here goed is. Ek hoor van 'n persoon wat baie siek was, in die gemeente het vir hom gebid, en hy het gesterwe. En toe kom een van die gemeentelede na die persoon wat gesterf het se mense toe en sê, "Haai mevrou, dit lyk eintlik nie asof God gebede verhoor nie, want ons het tog so hard gebid en hy het nie gesond geword nie." En toe sê die vrou, "Jy's verkeerd mevrou. My man het in hierdie tyd waar hy 'n erge kanker onderlede was, voortgegaan om die Here te loof en te eer en te prys. Sy siekbed was 'n preekstoel waar hy meer mense na die Here toe gelei het as die res van sy lewe." Om te sterf tot eer van die Here beteken om nie aan die lewe vas te hou en vas te klou nie, maar dat jy oorgegee sal wees aan die Here en sê, "Here, maak met my wat U wil." En omdat jy oorgegee is aan die Here, kan jy innerlike kalmte en vrede in jou hart hê, wanneer jy die dag jou laaste asem uitblaas. Lewe tot eer van die Here, sterf tot eer van die Here. Die feit dat ons die ewige lewe van God ontvang het, beteken dat ons met hoop in hierdie wêreld kan lewe. Hierdie wêreld is 'n stikkende wêreld waar ons baie keer seer kry. Maar Paulus sê, mense, die lyding van hierdie wêreld kan nie opweeg teen dit wat vir ons wag nie. Ja, ons word platgeslaan deur dinge wat oor ons pad kom in hierdie lewe. Maar omdat ons die ewige lewe van God ontvang het, kan ons met hoop lewe, want ons weet, daar wag vir ons 'n heerlike toekoms. Ons maak klaar. Ek hoor baie keer mense sê, gesondheid is die grootste gawe wat jy kan hê. As jy gesond is, het jy alles. Is dit waar?
Dis waar dat gesondheid 'n groot gawe is van die Here. Maar weet jy, gesondheid kan ook 'n vloek wees. Wanneer is dit 'n vloek? As jy dink dat jy vir altyd in hierdie wêreld gaan lewe en dat jy nooit gaan sterwe nie. As jy dink dat jy nie vir God nodig het nie, want jy's gesond. As jy van gesondheid 'n afgod maak en God uit jou lewe uitskuif, dan kan gesondheid 'n vloek wees. Dit is moontlik dat jy 'n baie gesonde mens kan is, maar dat jy nog nie die gawe van die ewige lewe ontvang het nie. Dan is jy, terwyl jy gesond is, baie gelukkig. Maar as jy verlore die dag wanneer jy tot sterwe kom, daar's vir jou geen toekoms nie. Wanneer is gesondheid 'n seën? Gesondheid is 'n seën. As jy die gesondheid wat die Here vir jou gee, ontvang as 'n gawe van die Here, en jy dit gebruik en benut tot eer van die Here, dan kan dit 'n seën wees. Dan kan jou lewe sinvol en betekenisvol wees. Gesondheid is 'n seën wanneer jy belê in dit wat reg en goed is. Nou vanoggend gaan ons kerkraadslede bevestig in die ampt van ouderling en diaken. Dis een wonderlike manier waarop jy sê, ek wil die geleenthede wat die Here vir my gee terwyl ek gesond is, gebruik tot sy eer. Dis 'n goeie keuse wat jy gemaak het toe jy gesê het, ek wil graag vir die Here dien. En julle wat nie op die kerkraad is nie, natuurlik is daar ander maniere om ook vir die Here te dien. Maak gebruik van elke geleentheid wat die Here vir ons gee om hom te dien. Party mense sê, gesondheid is die hoogste goed in hierdie wêreld. As jy dit het, het jy alles. Is dit waar? Die Bybel sê nee. Wanneer het jy alles? Wanneer jy God het. Wanneer hy jou Here en jou verlosser en jou saligmaker is. Wanneer jy die gawe van die ewige lewe van hom ontvang het. En dit jou lewe hier op aarde bepaal. En jy weet dat as jy die gawe van die ewige lewe ontvang het, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Een van ons lidmate van Noord het een keer vir my gesê iets wonderliks. Hy was besig om dood te gaan en ons het met mekaar gepraat en hy het vir my gesê, Dominee, sien jy wat besig is om te gebeur? Ek is besig om dood te gaan. Maar Dominee, as die mense vir jou bel en sê ek is dood, moet dit nie glo nie. Want ek lewe en sal lewe tot in alle ewigheid. Die bekende teoloog Karl Barth was 'n ongelooflike vrygewige mens en hy het alles wat hy gehad het eintlik weggegee, so word daar vertel. En toe hy op sy sterfbed gelê het hy sy kinders geroep om nader te kom. En hy het vir sy kinders gesê, my kinders, ek het nie veel materiële dinge om vir julle te gee nie. Al wat ek het, is God. As julle hom het julle alles. As ek God het ek alles. As ek die ewige lewe het ek alles. Dis 'n gawe wat die Here God vir ons wil gee en wat ons deur geloof vir onsself kan aanvaar. Amen.